Daar sê, ek vra dat almal nader sal kom asseblief. Ons neem ons plekke in. Ons kom begin 10:00. Die na so 107 mense ook live ingeskakel, so dis wonderlik wat tegnologie kan doen. Julle wat daar agter sit, as julle nog plek kort hiervoor, kan ons miskien nog een of 'n paar indruk. Lekker om te sien as die saal so vol is. Goed. Eerstens wil ek begin hier te sê baie welkom aan elkeen van julle wat ver gery het, ander nader. Dit is altyd 'n voorreg om saam met julle te kan wees. En dit wat Vader op my hart gelê het, rakende in sy woord en sy beloftes en sy profeseë, dan ook met julle te kan deel. Dankie ook vir elkeen van julle wat 'n bydrae gemaak het om vandag moontlik te maak. Ek het nog nie weer gekyk wat het ingekom nie, maar ek het gesien daar was nog weer 'n bydrae wat agterna ingekom het. Hoe dit ook al sê, ek glo dat alles gedek sal wees en ons kan Vader nie genoeg dankie sê daarvoor nie. Voordat ek begin, wil ek julle ook net herinner dat ek 'n boks daarvoor het, daar staan daai tipe boks wat ek daar het. Daar's 'n pen en papier en as jy vrae het oor die Bybel of rakende dit wat ek leer, is julle meer as welkom om na die tyd dan ook jou vraag daaraan te kan skryf. En my admins gaan my dan help soos ek die vrae deurwerk en is nog nie beantwoord in 'n lering nie, dan sal ek dan ook op die vrae reageer en dit ook aan ons mense verduidelik. Jy sien mos nou daar's 2 of 3 vrae in dieselfde rigting, dan weet jy mos is 'n behoefte. So dit gaan ek dan doen. As daar van julle is wat nog steeds finansiëel wil bydra, kontant wil gee, wees meer as vry. As jy wil net as dit op jou hart gelê word, dit help al weer vir 'n volgende keer as die onkoste nog nie gedek is nie, ek het nog nie weer gaan kyk nie. Nietemin, kom ons sit net so en dan sluit ons die oë en ons begin vandag dat ook op die regte manier. Almagtige Vader Jahwe, God van Abraham, Isak en Jakob, dankie dat ons hier weer saam kan vergader rondom u woord. Vader, ek sê vir u dankie vir elkeen wat u gestuur het en sy hart brandend gemaak het, hom of haar, om dan ook hierdie gelofte te herdenk wat ons vaders ook soveel jaar terug aan u dan ook gemaak het. Vader, u het 'n boodskap op my hart gelê. Ek wil vra dat u ook vir my 'n geoefende tong sal gee om dit wat u aan my hart gelê het, ek het ook so aan die mense kan oordra. Dat hulle kan sien en kan verstaan, Vader, dat ons kan kom by die punt wat Sefanja profeteer waar hy sê, dat hierdie volk u met 'n eenparige skouer kan dien. Dis my begeerte en dit wil ek van u vra. Help ons, gee vir ons voorbereide harte, sodat die saad wat gesaai word op goeie voorbereide grond sal val, op sal kom, Vader, en vrug sal lewer 100 jaar self, 1000voudig, sodat ons u naam kan verheerlik. Dit bid ek en dit vra ek in u groote en heilige naam alleen. Halleluja. Amen. Geliefdes, 16 Desember 2025 en die saal is stofdig en is wel altyd lekker om soveel van ons mense bymekaar te sien. Regtig is 'n absolute groot voorreg. Hoewel ek vir ons reeds gesê het op sosiale media dat ek vandag met ons meer wil gesels oor die digitale ID, voel ek net dit is reg dat ons almal asseblief sal staan en net die gelofte van 16 Desember, die mees autentieke weergawe daarvan, dan ook net af te lê. So ek wil vra dat almal van ons asseblief sal staan. En ons sê dit met groot respek, want ons sê dit voor ons Hemelse Vader. Ek gaan 'n sin lees en dan sê julle vir my agterna, waarna ek weer 'n volgende een gaan lees en julle sê weer agterna, totdat ons die hele gelofte dan deur dan ook weer afgelê het. Ek sê eerste, om so Jahwe ons die oorwinning gee mocht, om so Jahwe ons die oorwinning gee mocht, een huis tot syns grote naamsgedagtenis te stigten, al waar hem sal behagen, en dat sy ook moet afsmeken, de hulp en bystand van God, om deze gelofte seker te kan en volbrengen, en dat wij den dag der oorwinning in een boek zullen aantekenen, om deze bekend te maken, zelfs aan ons laatste nageslachten, opdat het
ter ere van God gevierd mag word. Halleluja, julle kan maar wees. Geliefdes, hierdie is die mees autentieke weergawe van die gelofte, soos opgeteken in die joernaal van Banches. Ek wil julle net, voordat ek verder gaan, daarop attent maak, dat ons deur die oorspronklike gelofte beloof het om vir hom 'n huis te stig waar dit hom behaag. Om 'n huis te stig beteken om vir hom 'n volk te wees waar dit hom behaag. Soos wat Vader aan Dawid beloof het, ek sal vir jou 'n bestendige huis stig. Hy het dit ook aan die hoërpriester Sadok gesê, ek sal aan jou 'n bestendige huis stig. Die gelofte se bewoording is verander in 1919, 81 jaar na die aflegging van die gelofte in 1838, is die bewoording van die gelofte verander deur 'n NG-predikant by name van G.B.A. Gardner, en hulle het hom verander, en daar waar ons gesê het, ons beloof om vir hom 'n huis of 'n volk te wees waar dit hom behaag, het hulle gesê dat ons vir hom 'n tempel sal oprig waar dit hom behaag. So net ter inligting, dit is wat ons vaders aan oorspronklik beloof het, en dis deur die kerk verander. Maak alles sin, nee. En dis juist waaroor vandag se lering dan verder gaan. Ek het nie geskryf, soos ek beloof het, wil ek vir ons vandag meer vertel, dan ook oor die digitale ID, en ook die merk van die dier. Wel, die heel eerste ding, geliefdes, wat ons moet weet, is dat die digitale ID nie die merk van die dier is nie. As jy daaroor gewonder het, nee, dit is nie. Maar dit gaan aan u verkoop word as die merk van die dier. Luister vandag my baie mooi leer en aandagtig, sodat julle kan verstaan wat ek ook by julle wil tuisbring. Om te weet wat die merk van die dier is, waarna ons later gaan kyk oor die digitale ID, moet ons eers bepaal, geliefdes, wie is die dier? Ons kan ons nou nie praat, enige ou sy eie gedagtes gebruik en sê, nee, die merk van die dier is 'n komputer in Brussels, en hierdie een sê, nee, dis Barack Obama, en daai een sê, nee. Laat die Bybel homself verklaar. Om dus te weet wat die merk van die dier is, moet ons eers bepaal wie die dier is, en dan gaan kyk ons wat is sy merk. Baie eenvoudig. En eers wanneer ons hierdie dier identifiseer, gaan die merk vir ons so oop en bloot wees, dat ons dit nie kan miskyk nie. Blaai vir my saam, die van julle wat Bybel sê, dan Openbaring hoofstuk 13, en dan lees ons daar ook daar saam. Openbaring hoofstuk 13. En ons lees vers 5 tot 8. Ek lees vir ons. Die gedeelte handel dan ook oor die spreekwoordelike dier, waaroor die boek Openbaring praat. En dit gaan as volg. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde van godslastering uitspreek. Dis hierdie dier. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen, of 1260 dae. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, en om sy naam in sy tabernakel, en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee oor elke stam, taal en nasie. En dan kom die groot vers 8. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe dan ook geskryf is nie. Tot sover. Geliefdes, hier sien ons 3 groot punte wat krities is om te verstaan. Die heel eerste een is dat die dier gaan oorlog voer teen die heiliges van Jahwe en hy gaan hulle oorwin. Baie duidelik op die man af. Die tweede een is sien dat die dier aanbid word deur die hele wêreld. Aanbidding. Die hele wêreld. Ek vryf dit in. Baie belangrik. En die derde een is dat hierdie dier so moeswillig is dat hy vir Jahwe en sy diensknegte vloek. Die 3 hoofpunte wat ons nou gelees het in Openbaring hoofstuk 13. Blaai dan nou aan vir my na Openbaring hoofstuk 11 en ons lees nog so vers of 2 wat uitbrei dan ook wat hierdie dier verder behels. Openbaring hoofstuk 11 en ons lees daar vers 7. Daar staan: En wanneer hulle, dis nou hierdie profeet Elia met sy 2 getuienisse, hulle getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Tot sover. Hierdie gedeelte van Openbaring hoofstuk 11 wil ek graag vra as julle na die video kyk,
lees asseblief die hele hoofstuk voor en agter. Dit handel oor die 2 profete, of soos ek met 'n vorige leerling vir ons gewys het, 1 profeet met 2 getuienisse. En hier sien ons dat die dier in direkte konflik kom met Elia. Om oorwin en om doodmaak. So kom ons som dan op wat ons nou gelees het. Ons sien dan in punt 1, die dier kom uit die afgrond uit op. Ons het dit nou in Openbaring hoofstuk 11 gelees. 2, ons het gesien die dier wil graag aanbid word. Ons het gesien die dier vloek vir Jahwe. En ons het gesien die dier vervolg die heiliges en vermoor vir Elia. Baie maklik. Geliefdes, net uit hierdie paar skrifgedeeltes te lees, vorm daar alreeds 'n prentjie. 1, alles gaan oor aanbidding. 2, die tweestryd van aanbidding is tussen Jahwe en die dier. 3, omdat die hele wêreld die dier sal aanbid, buiten die heiliges van Jahwe, daarom vloek die dier vir Jahwe en vervolg die dier sy heiliges. Baie maklik om te verstaan, soos ek hier geskryf het. Geen rocket science nie. Wie is die heiliges van Jahwe? Want die dier haat hulle. Die van julle wat Bybel sê, kom ons kyk in Eksodus hoofstuk 19 en ons lees daar saam. Eksodus hoofstuk 19. Eksodus hoofstuk 19 en ons gaan nou lees vers 5 en 6. Eksodus 19 en ons lees daar in vers 5. Wie is die heiliges van Jahwe? Jahwe is aan die woord, hy sê, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne, sê Jahwe. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. So wanneer is jy 'n heilige? Volgens Vader, per definisie volgens wat Vader sê. Wanneer jy wandel in sy insettinge, sy verordeninge en sy verbond nakom. Die Sinaï verbond is waarvan hier gepraat word. So geliefdes, teen hierdie persone gaan die dier oorlog voer. Hy haat dit as jy wandel in Vader se insetting en sy verordeninge. Hy haat dit as jy sê Vader se wet staan. Het ek geskryf, sien u die heiliges van Jahwe is diegene wat voor die volëinding A, Jahwe sal dien, B, Jahwe sal aanbid en C, in sy verbond sal wandel. En die dier haat dit, want ons het Openbaring 13 vers 8 gelees, hy wil gedien word, hy wil aanbid word. Hy wil hê ons moet in sy verbond wandel. Daarom vloek hy Jahwe wat die heiliges gaan aanbid en daarom vermoor en vervolg hy die heiliges wat Jahwe volg. Geliefdes, dit wat ek nou vir julle sê, hierdie plain, eenvoudige Eksodus 19, Openbaring 13, Openbaring 11, in vergelyking net met mekaar, sien ons dat net 'n klein oorblyfseltjie dit vandag raak sien. Net 'n klein oorblyfsel. So 'n klein oorblyfsel dat die profeet Jesaja sê, 'n klein seentjie sal hulle kan tel. Blaai saam met my Jesaja hoofstuk 10, dan lees ek dit gou vir julle. Jesaja hoofstuk 10. Die profeet Jesaja. Laat die profeet lewend word. Jesaja hoofstuk 10. Ons lees daar van vers 19 af. Hier praat die skrifgedeelte nou oor hierdie oorblyfsel, wat die dier gaan haat, wat die dier gaan vervolg, omdat hulle Jahwe wil aanbid en Jahwe wil dien. Ons lees Jesaja 10 vers 19. Daar staan, en die oorblyfsel van die bome van die bos sal min in getal wees, en 'n seentjie sal hulle kan opskryf. In die dag sal die oorblyfsel van Israel en die wat hy ontvlug het van die huis van Jakob nie meer voortgaan op te steun op die wat hulle slaan nie, maar hulle sal steun op Jahwe, die heilige van Israel in opregtheid. Vers 21.
Die oorblyfsel sal terugkom. Die oorblyfsel van Jakob na hulle sterke God toe. Want al was jou volk by Israel soos die sand van die see, net 'n oorblyfsel sal terugkom. Die verdelging is vasbesluit en vloei oor van geregtigheid. Volksgenoot, as dit nie vir ons en broers en susters soos ons wêreldwyd was, wat in hierdie tyd van einde na Jahwe toe teruggekeer het, en Jahwe die hele aarde so Sodom en Gomorra met 'n bandvloed gedryf. Lees saam met my dieselfde boek Jesaja, die wat Bybel sê, ons blaai na Jesaja hoofstuk 1 toe. En ons lees ook daar saam. Jesaja hoofstuk 1. En ons lees dan daar vers 9 en 10. Daar staan: As Jahwe van die leerskare vir ons nie 'n klein oorblyfsel oorgelaat het nie, soos Sodom sou ons geword het en aan Gomorra gelyk gewees het. Hoor die woord van Jahwe, owerstes van Sodom, luister na die wet van God, volk van Gomorra. Hier prent hy dit nog in, waarna jy moet luister, owerstes van die volk. Luister na die woord van Jahwe. Luister na die wet van God, maar die volk wil nie. Die volk soek 'n dier. Die volk soek iemand wat gehoor streel. Jy wil nie die waarheid hoor nie. Jy soek iemand wat jou net konstant kan bevredig dat dit wat jy glo wel reg is. Die volk wou nie. Hulle het allerlei verskonings en lasterlike woorde om mekaar te vertroos en mekaar te versterk in hierdie goddelose lewenswandel. Daarom kom die volëinding, geliefdes, neer op 'n keuse van 2. Merk my woorde. Of Jahwe die God van Israel gaan aanbid word, of jy gaan die dier aanbid, waaragter die hele wêreld om gaan wandel. Nou tussen die 2, Jahwe en die dier, kos dit nie veel om te sien wie gaan die gewilde een wees hier voor die einde nie. Want 'n klein seentjie, lees ons in Jesaja 10 vers 19, gaan die wat na Jahwe terugkeer en hulle onder sy gesag skaar, hulle gaan 'n klein seentjie kan opskrywe, en Openbaring 13 vers 8 sê die hele wêreld het die dier aanbid. Nou kom ons kyk nou wie is hierdie vervlagste stuk dier. Want hy het hom ingesypel sonder dat die wêreld weet. Dink julle hy gaan nou hier kom en sê, luister boys, ek is die anti-kris. Van nou af aanbid julle my. Poe. Nee man. Daar staan geskryf Satan is wyser as Daniël. Jy soek die Satan daar, hy gaan nog vir jou sê, kyk daar is die duiwel. Dan staan hy gemors hier langs jou. En dis waarmee hulle ons getriek het, as ek die Engelse woord kan gebruik. Kom ons kyk, wie is die dier? Beskryf Openbaring vir ons sy naam. Blaai vir my na Openbaring hoofstuk 13 vers 18 toe. Openbaring is die boek van ons tyd en al die profete. Openbaring 13 vers 18. Ek lees vir ons wat daar geskryf staan. Daar staan, en hier kom die wysheid te pas. Jy moet nou dink. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken. Want dit is die getal van 'n mens. En sy getal is 666. Nou soos julle, soos ek ook nou al baie jare my Bybel lees, en hier staan dat hy wat verstand en die wysheid die getal bereken, en maar gee vir jou die getal. Hoe die hel? Hoe moet jy die getal bereken as hy vir jou antwoord gee? 666. Net op sigself sê vir jou daar's meer. Hoor wat sê die Lamsa Bybel, L-A-M-S-A, hy is ook geskryf in 1933. Hoor hoe vertaal hy hierdie skrifgedeelte en dan gaan daar 'n wyl opgaan. Ek lees vir ons, Lamsa, dieselfde skrifgedeelte van Openbaring 13 vers 18. Here is wisdom. Let him who has understanding decipher the code number of the beast. Okay? For it is a code number of the name of a man. And his number is 666.
So hier kom hierdie ou en sê, wag. 666 is 'n kodenommer van 'n spesifieke naam wat ons moet ontsyfer. Okay, dit maak meer sin. Gaan kyk ons nou na die getal 666 hier in Openbaring hoofstuk 13 vers 18, geliefdes. Dan sien ons in die oorspronklike Griekse konteks staan daar nie 3 syfers 666 nie, nee. In die oorspronklike Griekse konteks staan daar 3 letters. Nie syfers nie. 3 letters. En hierdie 3 letters se waarde is 666. Maar wat het die landsa gesê? Hier is 'n kodenaam wat ontsyfer moet word. So ons wil die naam weet. Die 3 Griekse letters wat daar geskryf het is Chi, Xi, Sigma. Die 3 letters, Chi, Xi, Sigma. Nou volgens die New World Encyclopedia, nie ek nie. Die New World Encyclopedia beteken die eerste letter G of Chi as volg, ek quoteer. The most commonly encountered Christogram in English-speaking countries is the Chi of Chi. The Greek letter Chi represents a cross. Okay, World Encyclopedia. So die eerste letter simboliseer 'n kruis. Chi. Gaan kyk ons dan na die tweede en derde letters, Xi en Sigma, dan lees ons in die Catholic Encyclopedia, quoteer, Xi and Sigma, or X and S, is one of the most common Christograms throughout history. Anytime we see a X in a C in paintings or murals, that is equivalent to XS today. The X and C or X and S is a Christogram and stands for Christ. Oh, David. Geliefdes, so Openbaring 13 sê in die Lamsa Bybel, ons moet nou hierdie kode ontsyfer want dis 'n man se naam hier agter. En hier lees ons in die Catholic Encyclopedia en World Encyclopedia dat die letters wat daar in Grieks vir ons gegee word, beteken 'n kruis en uit 'n kruis. So die dier se naam wat ons ontsyfer het, is 'n Christus. Dis die dier. En interessant het ons net nou gelees, hierdie Christus gaan aanbidding van die wêreld vereis, hy gaan Jahwe vloek, hy gaan Jahwe se heiliges vervolg wat teruggekeer het en hulle opnuut geskaar het onder sy gesag en Jahwe aanbid. So die einde kom neer op aanbidding tussen Jahwe deur 'n oorblyfsel wat nie baie populêr gaan wees nie, sodat 'n klein seentjie hulle kan opskryf en 'n Christus met 'n kruis as teken. As jy nie hoendervleis kry oor dit nie, dan weet ek nie. Geliefdes, as jy Sondag kerk toe gaan of Sondag by die huis is en jy sit die radio of TV aan, wie word deur die wêreld aanbid? Jahwe, die God van Israel, of 'n Christus met 'n kruis gesteek? Buiten die flastering en vervolging wat hierdie dier op ons gaan loods, wat na Jahwe terugkeer en opnuut gaan skaar onder sy gesag. Kyk wat maak hy nog. Daniël hoofstuk 7 vers 25. Lees saam met my, Daniël 7, Esegiel, dan kom ons by die profeet Daniël. Ons lees uit die profete. Openbaring, Jesaja, Daniël 7 vers 25. Hoor wat maak die uitgeslape man. En hy, dis die dier, Daniël 7:25, sal woorde spreek in die Allerhoogste. Dit het ons al nou in Openbaring gelees, Daniël bevestig dit net. Hy sal woorde spreek in die Allerhoogste, dis El Shaddai, met ander woorde, dis Jahwe. En die heiliges van die Allerhoogste mishandel, ons het dit ook gelees in Openbaring. Maar hoor nou. En hy sal probeer om die tye en wet te verander.
En dit sal in sy hand oorgegee word gedurende tye en die helfte van die tyd, die laaste 1260 dae. Einde van quotering. So geliefdes, dat ek dit net noem die woord, hy gaan probeer om Jahwe se tye en wette verander. Die woord tye is moadim, dis feeste, en wet is sy Torah, sy wet, sy insetting en sy verordening, die eerste 5 boeke van Moses. Buiten die feit dat ons in ons Bybels lees, hy gaan probeer om dit te verander, is die Hebreëse woord van probeer, is hy vertaal van die Hebreëse woord H5452, en dit beteken his intention. Dit gaan sy intensie wees, hy gaan hom toespits op dit. So, buiten die feit is dat die dier of die Christus Jahwe gaan vloek, buiten die feit dat die dier of Christus Jahwe sy heiliges gaan vervolg wat Jahwe aanbid en sy wet onderhou, sien ons dat hierdie dier of Christus dit sy intensie gaan wees om Jahwe se wet te verander of van kant te maak. So, waarmee sit ons? Ons sit 1 met 'n dier. 2, hy word genoem 'n Christus. 3, sy teken is 'n kruis. 4, dit sal sy intensie wees om Jahwe se wet te verander. 5, of dit van kant te maak. 5, en die hele wêreld gaan hom aanbid. Verbeel ek my geliefdes, of het ek al gehoor van so Christus? 'n man met 'n kruis as teken wat die wêreld aanbid. Wat leer Jahwe se wet is teen die kruis vasgenaal? Presies wat Daniël 7:25 gesê het hy gaan doen. As ek nou nie geweet het, is 'n Bybel ding wat ek praat, net ek 'n ander woord gesê. Blaai vir my na Johannes hoofstuk 16 toe, dan sien jy waar die dier se boodskap verkondig. Johannes hoofstuk 16. Dis 'n profesie van Messias. Johannes hoofstuk 16. Hou vas jou stoel. Ons is lief vir Messias. Maar iewers het julle gelees van Antichrist. En hy is baie wys. Kom ons lees wat sê Johannes hoofstuk 16 vers 1 tot 3. Messias is aan die woord, hy praat van die einde. Hy sê en hierdie dinge het ek vir julle gesê dat julle nie mag struikel nie. Staan vas my boet en my sis. Hoor wat sê hy? Hulle sal julle uit die sinagoges ban, uit die kerke. Ja, daar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Dan sê vers 3. En hierdie dinge sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Sê gou vir my, waar is die probleem, die vervolgers? Binne die sinagoge of buite die sinagoge? Binne die sinagoge. Daarom gaan hulle die wat Jahwe met die Messias werklik ken, gaan hulle daar uitban. Lees saam met my Matteus 10 vers 17. Matteus 10 vers 17. Ons lees vers 17. Messias waarsku. Hy sê maar pas op vir die mense, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. My Vader, nou sê hulle vir ons die kerk word weggeraak. Dit klink my of hy redelik aggressief gaan raak hier aan die einde as jy my vra. So kom ons som op, geliefdes, wat het ons gelees? Nie Japie nie, wat het ons gelees? 1. Ons sit met 'n dier. 2. Hy word genoem 'n Christus. 3. Sy teken is 'n kruis. 4. Hy sal Jahwe se wet verander of verban. 5. Hy sal aanbid word deur die hele wêreld. 6. Want hy word verkondig binne die sinagoges of die kerke. En dis hierdie stelsel, my boet en my sis, binne die kerke of binne die sinagoge, wat Jahwe sal vloek, sy heiliges sal vervolg en waaragtig sal dink dat hulle 'n diens aan God bewys. Die volëinding kom neer op een van 2. Jahwe met sy heiliges en 'n dier genoem Christus in die hele wêreld. Nou dat ons weet wie die dier is, dink ek dis veilig om te gaan kyk wat sy merk is.
Eerstens, wat is Jahwe se merk? Want ons het nou gesien, die twee is waaroor die einde gaan. Jahwe met sy heiliges, en die dier met die hele wêreld wat Jahwe se wet verander het, vrygemaak het, kruis, bla bla bla. So kom ons kyk, wat is Jahwe se merk? Sy teken. Deuteronomium hoofstuk 6, ek lees vir ons daar, die wat Bybels het, asseblief, blaai saam. Deuteronomium hoofstuk 6. En ons lees daar van vers 6 af. En hierdie woorde sê Jahwe wat ek jou beveel vandag moet in jou hart wees. Is jou hartsbesnydenis 'n nuwe ding? Hier sien ek dit moes al van 12 op ons hart wees. Okay. Ons lees verder. En jy moet jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê en as jy opstaan. Vers 8. Ook moet jy dit as 'n teken, 'n merk bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. So wat is Jahwe se merk? Hierdie wet van hom moet op ons voorhoof en op ons hand wees. In ons denke en dit moet weerspieël in ons dade. Dis plain waarop gaan. Ek wil nie gaan op Joodse goed nie, dis hulle probleem. Dit gaan daaroor. Dit moet in jou denke wees en ek moet dit in jou dade kan sien. Jahwe se wet, sy insigting, sy verordeninge, sy teken, sy merk moet op ons hand en op ons voorhoof gedra word, ons denke en ons dade. Nou ek gee jou een raai, waar dink jy moet die diersin gedra word? Openbaring 13 vers 16. Laat ek dit maar gou lees, julle almal ken dit, maar laat ek dit maar gou lees. Openbaring 13 vers 16. Daar staan, en hy die dier maak het aan almal groot en klein, rykes en armes, vry mense en slawe, 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoof gegee word. Presies waar Jahwe se gedra moet word. Jahwe sê dit ons gesien is sy wet. Verbeel ek my of het ons in Daniël 7:25 gelees dat hierdie dier se intensie gaan wees om Jahwe se wet te verander, sy merk te verander. Met ander woorde, as Jahwe se merk leer, die 7de dag van die week moet jy rus, dan sê die dier, nee, my merk sê die eerste dag van die week, Sondag. As Jahwe se merk leer, eet rein, dan sê hierdie merk, nee, jy kan enigiets eet, bid net daaroor. As Jahwe se wet sê, julle moet my dien en aanbid, sy merk dit sê, dan sê Christus, nee, die wêreld sal my aanbid. As Jahwe se wet sê, onderhou my vasgestelde tye of my feeste, my moadien, dan sê hierdie dier, myne is lekkerder. Die dier se merk, geliefdes, is Jahwe se veranderde wet. En die wêreld dra dit vrywillig. Jy het gedink Satan gaan 2 horings hê. Nee, hy is lief vir kinders. Kom na oom toe. Met hierdie boepens en rooi pak en wit baard. Oom het persentjies. Julle, ek wil weg. Julle sien hoe hy die kinders. Maar gaan sal jy gaan. Want mamma sê so, papa sê so. Daarom sê ek altyd, geliefdes, as die mense met my stry, hou aan. Gaan aan. Dra jou wêreldse merk met trots. Ons sal Jahwe se dra. Onderhou jy maar die dier se feeste, ons sal Jahwe se onderhou. Verduidelik jy maar eendag vir Jahwe dat jy die merk van die dier gedra het, want hy ken jou hart. En ek sal hom verduidelik hoekom ek sy merk gedra het, want ek weet hy ken myne ook. Al wat ek vra is, moet asseblief nie vir Jahwe vloek nie. Want Openbaring 13 vers 60 sê jy gaan dit doen. En jy gaan ons doodmaak wat vir jou sê jy doen verkeerd. Want jy doen dit vir jou kinders. Ek doen dit juist nie vir my kinders. Daarom het die ware Messias, hy die stam van Juda, hy die geslag van koning Dawid, ons teen hierdie gemors gewaarsku.
Ons lees in Matteus 5 vers 17 dat die werklike Messias waarsku en sê, moenie dink dat ek gekom het om Jahwe se wet of profete te ontbind nie. Nou, hoekom dink jy dit? Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om tot uitvoer te bring. Te vervul. In Markus 10 vers 45 waarsku die ware Messias en sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hoekom dien jy hom? Sit die radio aan. In Matteus 10 vers 34 waarsku die Messias, ek het nie gekom om vrede op aarde te bring nie. Hoekom dink jy hy's 'n vredemaker? Het hy alleen met die sweep gevoeter nie? In Lukas 4 vers 8 waarsku die Messias dat Jahwe ons God alleen aanbid en gedien moet word. Mense, steur jou nie daaraan nie. Daarom het die Messias tot die disippels van hom vra, hoe moet ons bid, Messias? Toe sê hy, so moet jy bid, onse Vader wat in die hemel is. O Jahwe, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook hier, maar nie in die wêreld wil nie. Hier geskied 'n Christus met 'n kruis se wil, of ons skakel jou uit. Messias het geweet, hulle gaan sy naam vat en van hom hierdie bose Christus maak. Hy het dit geweet. Daarvan lees ons in Matteus 24 vers 4 en 5. Kyk hoe mooi is dit. Matteus 24 vers 4 en 5. Matteus 24. Dis sy profetiese waarskuwing van die einde. En hier lees waarsku Messias in Matteus 24 vers 4 en 5. En Yeshua antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Pas op nou. Julle wat na my luister, pas op nou. Toets my. Hy sê hier, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle gaan baie mense mislei. Geliefdes, wat Messias hier vir ons sê, hy sê, hy is aan die woord, hy sê, en baie gaan in sy naam kom en sê, ek is die Christus, hy praat, so hulle gaan hom 'n Christus maak. As die konsep was, wat die kerk ons verduidelik, elke tweede Jan Rapp gaan sê, hy is 'n Christus, dan het Messias gesê, en baie sal onder my naam kom en sê, hy is 'n Christus. Maar dis nie wat hy sê nie. Hy sê, baie sal onder my naam kom en sê, ek is een. Hulle sou hom 'n Christus maak. Hulle sou hom gebruik om die dier op die been te bring. In die geskiedenis leer ons, daar was baie Christusse. Sol Invictus, die god van die Romeine, was 'n Christus genoem, hy is gebore op 25 Desember. Mithras, die god van Persië, was genoem 'n Christus, hy is gebore op 25 Desember. Serapis, god van Rome en Grieke, is genoem 'n Christus. Dionysus, seun van Zeus, miraculous birth van Grieke, genoem 'n Christus. En volgens die waarskuwing van Yeshua sou hulle hom so een maak. Gebore op 25 Desember. Miraculous birth. Hulle sou hom dit doen. En daardeur baie mense mislei sê hy. Is my te wonderlik as die Bybel sê baie, dan dink ons min. As hy sê baie, gaan hulle gat sien of in die hel ingaan, dan dink ons is min. Maar as hy sê min is die wat die pad vind, dan dink ons is baie. So het hulle ons geïndoktrineer om iets te lees met iets anders te glo. Nou vas jou stoel. Hy het gesê ons gaan hom God maak. Blaai vir my na Markus hoofstuk 13 vers 5 en 6. Markus hoofstuk 13. Hierdie Messias wat in Markus 10:45 sê, ek het nie gekom om gedien te word nie. Hy sê in Markus 3 vers 35 vir sy disippels, hy sê, as jy dan Vader se wet wandel, as jy my broer en my sus. Want dit was nog gesê, is die moeder en die broer en die sus, ons hulle soek het. Sê, wie is my moeder en my broer en my sus? Elkeen wat die wil van Vader doen, hy is my broer, my moeder en my suster. Hy is ons Boeta. Nou hoor wat sê Messias vir ons hier, wat sou hulle met hom doen? Markus 13 vers 5 en 6. Ek blaai net soontoe Markus 13 vers 5 en 6.
En Yeshua antwoord hulle en begin te sê, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, dit is ek. En hulle sal baie mense mislei, dit is ek, dit is ek. Ek het nog gewonder, wat sê dit ons sê, dit is ek. Toe gaan kyk ek wat is die Griekse woorde daar. Daai woorde, dit is ek, bestaan uit 2 Griekse woorde. Ego, G1473, wat beteken me, or I. En die tweede woord, I, me, G1510, wat beteken I am. So Yeshua sê, waarskie, baie sal onder my naam kom en sê, me or I am. I am. Die groot besluiting gaan wees, hulle gaan sê, I am. Wat die hel? Tot jy gaan kyk wat I am is. I am what I am. Die groot ek is. Jahwe van die leerskare. Hulle gaan sê, I am. Ek is die groot ek is. En daardeur sou hulle miljoene mislei. Broers, gaan jou stenig. Die Arameese Bybel vertaal in plain English, the Aramaic Bible in plain English, dis wat jy kan gaan Google, vertaal die vers as volg. For many will come in my name, and they will say, I am the living God. I am. Ek is God. Ego, I mean, ek is. Geliefdes, Messias waarsku dat hulle hom die groot ek is sou maak. En daardeur sou hulle miljoene mislei. Hulle sou hom Jahwe maak. En is hierdie valse konsep van wat Messias werklik is, wat Paulus teen waarsku in 2 Tessalonisense 2 vers 4, wat hy nou met gemak in die tempel van God kan sit en voorgee dat hy God is, want hy het hom I am gemaak. Nou stap hy net in, man. Hy hoef nie nou daarvan sê ek is God nie, jy glo dit al lank al. Hy stap in. Hoe kan jy dit nie sien nie, Israelieraars? Dit is makliker om teen my uit te vaar, nee. Die 2 groot misleidings waarteen Messias self waarsku, dis geliefdes, is 1 dat hulle hom 'n Christus sou maak volgens Matteus, en 2 dat hulle hom sou beskou as die groot ek is volgens Markus. Daarom lees ons in die geskiedenis, asseblief, ek smeek jou toets my, lees ons in die geskiedenis dat Yeshua se volgelinge nie Christene genoem was nie, hulle was Ebioniete of Nasareners genoem. Sarapa se volgeling was 'n Christen. Solonites was 'n Christen. Die Ebioniete of Nasareners het nog steeds Jahwe se wet onderhou. Asseblief, ek vra, gaan lees dit. Hoewel hulle Yeshua erken het as die geprofeteerde Messias uit die stam van Jesse en Dawid, sy voorgeslag, het hulle Jahwe as alleen God aanbid. Presies soos ons Messias ons geleer het om te bid, ons Vader wat in die hemel is. Tot die kerkvader skryf dit. Epifanius van Salamis, 'n vroeë kerkvaders, en skryf van Panarion 30.1.6 kwoteer dat ek het net vertaal, dat die Nasareners, die volgelinge van Yeshua, Rome daarvan beskuldig het dat hulle 'n valse evangelie na die dood van Messias begin het. Wow! Die volgelinge van Yeshua het Rome daarvan beskuldig dat hulle na sy dood 'n ander evangelie begin het. Dieselfde Epifanius van Salamis skryf van Panarion 30.2.1 skryf hy dat die Nasareners ook die Romeinse kerk daarvan beskuldig het dat hulle aan die skrifte gepeter het om hierdie waarheid te verdraai. En dit is al 2000 jaar terug, kerels. Dis nie ek wat dit sê nie. Epifanius van Salamis. Luister hierdie video gaan kyk. Maar ons sing Kumbaya elke Sondag in 'n Romeinse kerk met Romeinse belydenisse. Romeinse belydenisse. Sê my julle wat siener lees, wie het julle verwag moet julle die waarheid vertel? 'n Man met sagte klere aan? 'n Man met 'n das of 'n duursame pak klere? Het jy dit verwag?
As jy sê Thomas alright. Jy sien Messias het vir ons gewaarsku teen hierdie tyd in Matteus hoofstuk 11 vers 7 en 8. Wat hy waarsku teen die mense met sagte klere en lang gewade. Wat verskyn lang gebede hou, hy kom nog in die koöperasie en al in die groep. Jy weet presies waarvan ek praat. Tot ek met die power uit gaan aan so. Matteus 11 vers 7 en 8, lees saam met my. Matteus 11. Hoor hoe ongelooflik is dit. Kom Bybel. Matteus 11 vers 7 en 8. En toe hulle vertrek, begin Joshua vir die skare aangaande Johannes, dis die doper, te sê: Wat het julle uitgegaan om in die woestyn te aanskou? 'n Riet wat deur die wind beweeg word? Maar wat het julle uitgegaan om te sien? 'n Man met sagte klere aan? Kyk, die wat sagte klere dra, is in die huise van die konings. Nou mense, 'n riet wat deur die wind beweeg word, die Jordaanrivier was vol riete. En die geringste windjie wat hy maak hy so. Dan gaan hulle so, saam met die wind. En onthou in die dae van Joshua was die Herodes dinastie aangestel deur die Roman Empire in beheer van die koninkryk van Israel. So, en ons het ek al vorige lering gewys, hulle het al die ware leraars uit die Sadok priesterlike bloedlyn in die tempel verwyder en hulle allemaal in hang gestop. So as die koning sê dit is reg, dan maak hierdie te so. As die koning sê môre dit is reg, dan waai die riete weer so. Presies wat ons kerk gemaak het, hoe apartheid reg was, toe waai hulle so in die 60 jaar. Toe dit verby was daar 94, toe waai hulle weer so. Nou sê Joshua, wat het julle verwag om te sien hier in die woestyn, wat vir Vader die weg moet voorberei? 'n Man wat soos 'n riet deur die wind beweeg word? Wat het julle verwag? 'n Man met sagte klere aan, wat jou in die gehoor moet streel? Nee, sê ek vir julle, as julle sagte klere soek, hulle is in die koningshuise. Die manne in die koningshuise was die Romeinse joiners. Daar gaan jy vir hulle kry. Daar sit hulle met 'n das en sagte klere. Daar gaan hulle vir jou sê, Thomas, alright. Geliefdes, met hierdie agtergrondkennis van wie die dier is en gaan wees, kan ons met alle sekerheid weet dat die digitale ID beslis nie die merk van die dier is nie, punt. Maar dit gaan aan jou verkoop word, want hulle gaan Christene vervolg om te maak asof dit die groot verdrukking is. Dit gaan gebeur. Baie van ons boetas en sissas in onkunde gaan verloor word. Maar omrede alles gedigitaliseer gaan word en besig is reeds om te gebeur met AI, dis nie meer 'n geheim nie, jy kan niks Google, niks soek, niks, alles is AI. En dan sê jy sommer vir jou, moet ek as 'n vriend praat of as 'n ongelooflike. Maar omrede alles gedigitaliseer gaan word, sal hierdie tegnologie gebruik word om diegene wat Jahwe se merk dra, sy heiliges, wat wandel in sy insigte en sy verordeninge, te verhoed om te koop en verkoop. Dis wat die geskrifgedeelte sin speel op, dat as jy nie die merk dra nie, gaan jy nie kan koop of verkoop nie. Diegene wat Jahwe se merk dra, haat die man ons nou. En dan gebruik hulle wel die tegnologie om nie met jou besigheid te doen nie, want jy het mos nou Vader se merk. So of jy gaan saam in sy Kersfees en sy Paashaas en sy eers alles wat daarmee saamgaan, wat die hele wêreld wil hê en jy dra sy merk en is happy en sy boomba. Ja, of jy sê nee, ek wil gedoop word. Die Messias het dit nie geleer nie. Ek wil my na Jahwe terugkeer, ek wil my laat doop en wil sy gesag skaar. Dan gaan daar 'n punt kom om te sê dis nou genoeg. En ek het vir julle gewys hoe die paus eenheid roep. Hoe hy gesê het, dis nie meer nodig om Maria te aanbid nie, sy's geen co-redeemer nie. Hy bring sy dogters terug. Soos dit was in die dae van Konstantin, en dan sê hy nog nou in Desember maand toe hy in Turkye was, by Konstantinopel, sê hy hulle val terug op die konsilie van Nicea van 325 na Christus. Jy het moeilikheid. Dis hoe Messias gesê het toe hy aan die folterpaal was, moenie oor my huil nie, jy het groter moeilikheid vir julle jag. Soos ons 'n paar jaar gelede verhoed was om te vlieg, om te werk, as jy nie 'n COVID-sertifikaat gehad het nie, geliefdes, luister my mooi. So die chairperson van die CRL Rights Commission, Toko Mkwanazi, dit baie duidelik gemaak dat alle leraars voortaan by die staat geregistreer moet word voordat hulle toegelaat gaan word om te leer.
Sy het ook gesê, die geregistreerde leraars sal dan deur die Section 22 Committee gemonitor word om seker te maak dat dit wat geleer word welbehaaglik is. Al wat ek vir julle kan sê is, geliefdes, daar soos vandag word vinnig baie min. Ons gaan nie meer verlang toegelaat word om waarheid te praat nie. Hulle gaan ons bloot eenvoudig verhoed om dit te doen. Deur wetgewing. Nou sal jy vir my vra, nou van waar dan die woord Christene? As hy volgelinge van Messias dan Ebioniete of Nasareners was. Geliefdes, die woord Christen kom van die Griekse woord Christianos of die Latynse woord Christianus. En die tweede deel van beide die woorde in Latyn of in Grieks, Ihanos of Ihanus, beteken beide bloot volgelinge van die eerste deel van die woord Christ or Christus. So 'n Christen is 'n volgeling van Christus. Watter een? Die een wat om 25 Desember gebore word, oom. Die een wat geleer het op die wet in die polterpaal vasgeslaan, oom. Die een wat sê hy is so miraculous buff, oom. Die een wat... Julle kry my punt. Watter een? Want die dier van Openbaring is ook een. Maar daar was net een Netzer, wat geprofeteer is in Jesaja 11 vers 1. 'n branch, 'n takkie uit die stam van Dawid wat gebore sou word. Daar's net een van hom, die geslag van Dawid uit die stam van Juda. 'n man wat nie nonsens gevat het nie. Hy het die woord in waarheid gespreek. Hy het jou nie gepaai of in die gehoor gestreel nie. Hy het gesê, so sê Jahwe. Take it or leave it. Maar die Romeine het hom gehaat, en hoe wat ek vandag vir julle sê, hulle haat hom vandag steeds. Die hele geloofstryd wêreldwyd, en ek wil waag om dit te sê, baie van ons boetas en susters gaan ly daaronder, veral in die noordelike halfrond. Maar die hele geloofstryd tussen Islam en Christene, kan ek myself nie verstout om te sê, dat ek kan sien dit word georkestreer om Christendom net te verenig. Want hoe verenig jy iemand, jy gee hom 'n gemeenskaplike vyand? Maar dis alwaar ons wil hê, is om te verenig soos in die dae van Konstantyn. Dan word Christendom weer 'n staatgeloof van die nuwe wêreldorde. Soos Christendom 'n staatgeloof was in die Roman Empire. Maar dis nie Nasarener geloof nie. Dis nie die geloof van die Ebioniete nie. Dis nie wat Vader se profete of die disippels van Yeshua geglo het nie. En die wêreld gaan sê halleluja, uiteindelik het die Christen vir homself opgestaan. En dan kyk hulle na ons en sien daar's 'n klein groepering daar oor kan die riviere van Kis. Maar hierdie manne sê dan Jahwe is God. Hulle sê dan Yeshua sy wil nie gedien word nie. Hulle sê Yeshua het nie gekom die wet en profete om wat en hulle sê jy's 'n tipe moslim jy. En omdat die stryd nou juist daarmee aan die gang is, vervolg hulle boetas en sissas en dink nog dat hulle 'n diens aan God bewys. Dit sê Yeshua in Johannes hoofstuk 16 en hulle sal dit aan julle doen omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Die hele wêreld gaan om wat sê Openbaring 13 vers 8. Christendom is die geloof van die een wêreldorde. Die vervolging kom uit eie gelede. Diegene wat sê broer, hulle gaan jou oorlewer. Diegene wat steun op liefde, hulle gaan jou doodmaak. Diegene wat leer versoening, hulle gaan jou vervolg. Versoeningsdag. Daarom wil ek dit vandag beklem. Skaar julle by die wette van die land. Moenie dat hulle iets teen julle kry wat nie reg is nie. Onderwerp jou aan die wette. Hierdie is Vader se geveg. Hy het ons hier ingesit weens ons gehoorsaamheid en hy sal ons alleen hier uitbring wanneer ons na hom terugkeer. Maar daarvoor moes ons deur hierdie skyn sien van wat ons opgedis is die laaste 1700 jaar.
Het jy nie al gewonder, ek doen dan soveel dinge vir dit en soveel geld gee vir dat, maar my Vader, ons word nog steeds vermoor. Verkrag, gehijack. Iewers moet daar toch gedink word, iets is nie frikking reg nie. En is maklik, sê word weggerap, en gebeur dan net my niks, en sê ek is jammer, ons almal maak foute. Nee man, dis nie hoe dit werk nie. Jy het gesê, jy praat strooi, moet nou nie weer daar gaan staan en jy praat nonsens. Maar soos ons Christene ons nou, soos 'n wind wat maar gewaai word deur die riete. Maar speel ons weer gitaar en sing. Dis hoe ons geword het. Daar's net een woord, ek is klaar. Erken wat Messia geleer het. Hy was rarig hier. Rarig. Luister wat hy geleer het. Doen wat hy geleer het. Doen wat hy self gedoen het. Keer terug na jou. Laat droom jou. En skaar jou op, net onder sy gesag. Jy kan nie gelyk alles doen nie. Probeer stapie vir stapie. Treetjie vir treetjie. Bietjie vir bietjie. En ons almal gaan daar kom. Dis wat genade is. As ek probeer en ek het ons net 2 meisiekinders gehad wat klein was. As hy Romeis kind is net Romeis. Maar ek het jammer gewees as 'n kind. Maar as hulle daar nou hier 11 kom en hy eet soos ek nie my magtig eet ordentlik. So is dit met Vader se wet. Ek wil dit op 'n eenvoudige manier verduidelik. Ons gaan nie alles dadelik regkry nie. Gee treetjie vir treetjie, stappie vir stappie, maak foute, nie Romeis. Maar daar kom 'n dag wat ons soos een man gaan staan. En Jaweh met 'n eenparige skouer gaan 10 man. En daar buig die volk. En sê Jaweh is God, hy het sy Messia gestuur en hy het gesê hy het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot terugkeer. Dis my boodskap vir vandag. Maak dit julle eie. Prys Jaweh en laat doop julle. Geliefdes, kom ons sit net so en dan sluit ons weer die oë. Almagtige Vader Jaweh, God van Abraham, Isak en Jakob. Baie dankie Vader dat U my gehelp het om die boodskap te kon oordra. Hart in sommige, ore, sommige wyse, maar waarheid is waarheid, my Vader. U speel nie. Dit gaan oor U. En ons het die allergrootste respek vir U en die gesafte Messia wat U gestuur het. En so ook elke profeet. Daar staan as ons 'n profeet net 'n ou bekertjie water gee, omdat hy 'n profeet is, sal ons die loon van 'n profeet ontvang. Geseënd is U naam. Mag U naam verheerlik word. En hierdie volkie, ook die wat nog by ons gaan skaar, van nou af tot in ewigheid. Halleluja. O my. Geliefdes, dan gaan ek nou vra dat diegene wat kindertjies het, wat wil hê ek moet hulle die hande oplê, dat julle asseblief vir my vorentoe sal beweeg en vir my hier kom staan, kan jy met die opklim. Ek het gedink ons klim hierdie kant op, dan kan julle beweeg en dan staan almal net vir my hier voor. Kan almal dit sien en ons gaan dan ramshorings blaas, hulle salf, oor die seën oor hulle uitspreek. As dit klaar is, dan gaan ek weer praat en dan gaan ons daarna die doopprosedure doen. Die swembad is letterlik as jy uitgaan net reg, soos 'n lekker warm swembad wat ons gekry het en dan sal ons mense wat gedoop wil word ook daarna assisteer. So heel eers wil ek vra, is daar ouers wat kindertjies het wat wil hê ek moet hulle die hande oplê? Kan julle asseblief vir my vorentoe kom? Elkeen van julle kom staan vir my hier aan die regterkant, julle linkerkant en dan wil ek net myself oor die kry en dan vat ons dit van daar af verder.